Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Ek wil vanmôre 'n moeilike ding oor praat, of 'n sensitiewe ding. Sê nou maar, daar waar jy is nou, of waar jy sit, sê nou maar net, die doodsengel kom jou haal. Is jy reg? Kom ek lees 'n paar verse uit Psalm 8. Baie bekende Psalm. 'n Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. En dan veral hierdie. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. Dan 2 Korintiërs 5, waar Paulus sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou ding het verbygegaan, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortreding nie toegereken het nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar hy het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Ek wil eers op 'n ligte toon begin. Hulle vertel van die dominee en die ouderling wat gery het en hulle sien toe daar langs die pad loop een van hulle ouderlinge, maar hy het wingerdgriep. Hy is so half daar by die gutters. En hy gaan lê so. Hulle stop toe en die dominee klim toe uit en hy sê vir die ouderling, broer, nee man, wat gaan jy nou maak as die Here jou hier kom vat? Toe sê die man, dominee, dis nie sommer net vervat nie hoor. Maar op 'n meer ernstige noot, ek het al 'n paar keer in 'n kerk sulke goed beleef. Ek hou een keer 'n uitsaaidiens, destyds nog toe die SAIK direkte uitsaaidienste gehou het, dan begin die regisseur tel 10, 9, 8, 7, en op daai moment, toe kry 'n ouderling in die ouderlingsbanke 'n hartaanval en hom Klasie is daar dood. 'n Ander keer hier by Florida Park, was daar 'n tannie Didi wat besig was om tee te skink, en op daai oomblik toe kry sy 'n hartaanval, en ons het alles probeer om haar te red, maar sy is dood. So dit lyk nie vir my, die kerk is regtig 'n baie veilige plek waar jy soort van kan wegkruip vir die dood nie. Lyk nie vir my so nie. Die Ou Testamentikus van Von Rad het hierdie ding gesê. Die aakligste plek wat jy kan beland om God te loof, is in die doderyk. Dis die heel slegste plek. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat is die probleem? Ons lewens raak uit balans uit. 'n Kenner van die molekulêre biologiese molekule
skryf oor die DNS wat in die eisel van alle lewende wesens voorkom, as jy 'n mikrobe sou vat, die kleinste lewende organisme wat daar is, en jy sou dit kon meet, dan sal dit so 'n meter lank wees. Maar sou jy die inligting en die data wat daarin vervat is, uithaal en neerskryf, dan sal dit 'n biblioteek bevat van 1000 boeke elk. Want God het my en jou gemaak op 'n unieke manier. God het sy lewensasem in jou ingeblaas, daarom sit daar iets goddeliks binne in jou en in my. En ons lewensmotto moet wees, om te wees dit wat God wil hê ek moet wees. Kom ek herhaal, God wil hê jy moet wees wat hy wil hê jy moet wees. Daar's 'n term wat bekend staan as FTT, failure to thrive. En dis wanneer mense soort van in 'n doodloopstraat beland. Mense wat begin opgee met die lewe. Mense wat voel hulle raak 'n nommer. Hulle pas nie meer in hierdie wêreld nie. Hulle voel hulle self en hulle ervaar hulle self as oorbodig. As 'n mooi storie van 'n ou wat elke môre laat was vir werk. En toe besluit hy kan dit nie meer vat nie. Hy gaan vir hom die dinge bietjie anders organiseer. Die vorige aand het hy sy baadjie agter die deur gehang met sy hemp en das en sy broek oor die stoel en sy skoene netjies onder die stoel met die kouse en al die goed bymekaar. En die volgende oggend was hy baie vroeg klaar aangetrek. Maar hy kon homself nie vind nie. Hy kon homself nie vind nie. Helmut Thielicke, die Duitse professor, het gesê, menere, julle moet versigtig wees dat daar nie eendag op julle graf staan, I missed the point nie. I missed the point nie. Want jy weet, alles kan goed en glad verloop in jou lewe, né? Met jou besigheid, en jou persoonlike lewe, en dit wat jy aanpak, alles kan goed en glad verloop. Maar doen jy wat die Here van jou vra om te doen? Of is jy besig om to miss the point? Want die Here het jou gemaak met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke roeping. Hy weet hoekom hy jou gemaak het. Het jy al mooi gaan sit by die Here en vra, Here, wat is u doel vir my in hierdie lewe? Daar's 'n Griekse woord wat dit verder beter beskryf, die woordjie arsedia. En arsedia beteken moegheid van die siel. Mense wat so stil, hulle self verloor. En dan begin jy baie maklik dink dat jy's 'n jy's 'n niksnut. Jy beteken niks nie. En dan is dit nodig dat jy weer 'n slag gaan sit en dink wie God wil hê jy moet wees. Wie is jy veronderstel om te wees? Wat en wie moet ek word? Want jy moet word die beste jy. Anderste ontgoddelik jy of raak jy onmenslik. Jy weet, daar word baie kursusse aangebied vir mense oor huwelik of oor volwassenheid of oor selfbeeld. Noem maar op. Maar het jy al ooit 'n kursus gesien wat aangebied word om te sê, wie sê God is jy? Wie sê God is jy?
Want God het jou gemaak, as te ware hierdie kleipoppie gemaak met 'n spesifieke doel, om God te verteenwoordig, ek kom net met daarby, om God tentoon te stel in hierdie lewe. En daarom moet jy kyk, die ek wat ek bedoel is om te wees, is baie belangrik. Die ek wat ek bedoel is om te wees, is uiters belangrik. Ek sien baie keer so dat die Vader, die Seun, die Heilige Gees het daar in die studeerkamer gesit. En toe besluit hulle gaan iemand maak, 'n mens maak, om in die tuin van Eden te leef. Maar 'n mens wat hulle gaan verteenwoordig. En toe het God hierdie kleipoppie gevat en letterlik dit gedoen. Sy lewensasem daarin geblaas. En toe word die mens 'n beelddraer. Die woordjie shelem in Hebreëus beteken beelddraer. Jy vertoon God, jy adverteer God. Sjoe, dis 'n geweldige voorreg, maar 'n groot verantwoordelikheid. As mense na my kyk, ek raak bang om dit te sê, dan moet hulle God in my raak sien. Want ek verteenwoordig God. Daarom sê Psalm 8, God het die mens 'n klein bietjie minder as 'n lewende wese, 'n goddelike wese gemaak en met eer en heerlikheid bekroon. Ons is nie hier juis nie. Ons is nie niks nutte nie. Party mense gee sommer oor aan die lewe en die slegtigheid van die lewe en hulle wil graag 'n hier jy wees of 'n niks nut. Hulle lê langs die sypaadjie en daar's omstandighede wat ek verstaan, maar daar's mense wat net oorgee. Ek wil nie langer lewe nie. Wil nie langer lewe nie. Jy weet, Paulus het gesê, ons is God se poema, Efesiërs. Ons is God se gedigte, deur God gekomponeer. As jy so op die veld so skraap, dan sal daar staan, made in heaven. Want dis daar waar God met jou geboorte, met voor jou geboorte al die lewensasem in jou ingeblaas het. Daar sit iets goddeliks in jou. En daarom het Calvin gesê, jy verloor dit nooit nie. Die ewigheid is inherent in die mens geplaas en daarom is die mens bestem om vir ewig te lewe. Mits jy in 'n regte verhouding lewe met jou Maker. Ons is gedigte van God. Ons is skepsels van God. Ons is beelddraers van God. Ons is daar om God te adverteer, tentoon te stel. Ons is daar om vir ewig te lewe. Die potensiaal van ewigheid is in jou en my opgesluit. En daarom kan ek dit kras stel, gaan jy eendag nie vrek nie. Jy trek van hier na hierna. Paulus sê in Korintiërs, van die aardse tentwoning na die ewige woning. Johannes sê in sy evangelie, die einde van hierdie aardse lewe, die dood, is die begin van die ewige lewe daarbo. Jy moet een ding baie goed verstaan. God wil jou nie, as jy op die oomblik voel jy is 'n mislukking, doodmaak en oormaak nie. Nee, God wil jou nuut maak. En God werk met elke mens op 'n eie unieke manier. Vir Abraham het hy gesê, trek weg uit jou land, na 'n land wat ek jou sal wys. En in die geloof trek Abraham weg. Van Jakob maak hy die bedrieër na man van God. Vir Dawid gee hy harp om te speel, selfs lank nadat hy koning geword het, moes hy vlug.
maar dan met God. Vir Gideon gee hy 'n wolvliesie. Vir Petrus gee hy 'n ander naam. En daarom, God werk nie met one size fits all nie. Jy stap immers nie by 'n klerewinkel in en al die hemde is dieselfde grootte, en die baadjies is dieselfde grootte, en die skoene is dieselfde grootte nie. Nee, daar is groottes vir elke mens. En God het nie gewerk met one size fits all nie. Hy werk met elke mens as 'n unieke individu. Nou waar het die fout gegaan? Die mens het sy verantwoordelikheid verloor. Die verantwoordelikheid om beelddraer te wees, om God te adverteer, om in 'n verhouding met God te lewe, het die mens verloor. Ons is tipies soos hierdie 2-jarige seentjies wat tantrums gooi om te sê, los my uit, ek wil nie kerk toe gaan nie, moenie vir my sê wat ek moet doen nie, ek wil nie so aantrek nie, ek wil nie dit of dat doen nie. Jy verloor jou verantwoordelikheid, jy verloor jou roeping, en stadig maar seker ontdek jy later in jou lewe, wat doen ek? Ek karring aan, ek ploeter voort, ek gaan maar net aan, ek leef nie meer nie, ek bestaan. En bestaan alleen is nie genoeg nie, jy moet lewe tot eer van God, jy moet lewe as God se beelddraer. So wat is die oplossing? Die oplossing is baie duidelik, God gaan jou en my nie omruil nie. Hy gaan jou nie inruil nie, soos jy 'n kar gaan inruil nie. Hy wil jou nuut maak. Hy wil hê jy moet in 'n intieme verhouding met hom leef, sodat die dag as hy jou kom haal, dit vir jou 'n gemaklike oorgang sal wees van hier na hierna toe. 'n Gemaklike oorgang. Jy poog elke dag om die Here te dien met jou hart en mond en hande. Maar as jy dan so hervorm word, nuut gemaak word deur God, dan kyk jy ook anders na ander mense, né? Want jy sien agter daai mens God raak. Jy sien in daai mens raak 'n beelddraer van God. Hy sukkel dalk bietjie daarmee, maar help hom daarmee. Jy is nie besig om te skinder en af te breek en af te kraak en te verkleineer en so aan nie, want dis beelddraer van God. Nee, jy vat eerder die hand en jy bou, want jy's nou nie meer 'n kwynende jy nie. Jy's 'n nuwe mens. Trouwens, Paulus sê dit so mooi hier in Korintiërs, 2 Korintiërs. Jy het nou geword 'n gesant van die Here. En 'n gesant van die Here is 'n gestuurde, en jy word beter, en jy word beter, en jy groei en al meer en meer om gelykvormig te word aan die beeld van Christus. En jy begin met jou lewe 'n lofsang sing om die Here te loof met hart en mond en hande. Kan ek vir jou vra, en ek vra dit vir my ook mos maar, as die Here my nou kom haal, is ek reg? Is ek gereed om te sterf? Is ek gereed om die ewige lewe binne te gaan? Dit moet u self met die Here uitmaak. Here, help vir ons as u kinders om gereed te wees, om elke dag in 'n noue, intieme verhouding met u te leef, om u beelddraers te wees, om u te adverteer, u tentoon te stel,
in alles wat ons doen. Alles wat ons doen. Om U te dien met oorgawe. Ons bid dit in Jesus naam. Ontvang by die biddende harte die seën van die Here. Mag die Here, ons God, met jou wees. En Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, hy jou omarm, met sy liefde en vergifnis. En die Heilige Gees in jou werk om al meer en meer te word, dit wat jy veronderstel is om te wees, naamlik kind van God. Mag die Here u help. Amen. Mooi dag vir elkeen van u. Totsiens.